Voorspoedige nuwe jaar. Hier staan ons, eerste Sondag van 'n nuwe jaar. En 2025 lê wyd voor ons oop. Onbekend. En ek wil vir elkeen van julle sê voorspoedige nuwe jaar, vir julle wat aanlyn kyk en nou besig is om die laaste snikke van die vakansie nog uit te dring uit daai lappie uit. Ek hoop dat julle dit sal geniet. En vir ons wat hier is, ek hoop dat ons hierdie jaar meer en dieper sal groei in ons verhouding met die Here en dat die Here julle sal seën. Nou 2024 het ek ook hier gestaan en niks wat ek gedink het moontlik is in die begin van 2024 nie, het in 2024 gebeur. En nou staan ek hier en 2025 lê voor my en hy's net so onbekend as wat verlede jaar was. Ek het geen idee wat alles in hierdie jaar kan moontlik gebeur nie. Nou, ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, maar ek het al na mense gekyk en dan wonder ek, wat is die verskil tussen mense wat vervulde, gelukkige lewens lei? En wat is die verskil tussen mense wat net altyd lyk of hulle sukkel? Ons sien mense wat vervulde lewens leef. Hulle leef in hierdie gesonde verhoudings, hulle het beheer oor hulle finansies, hulle leef vrygewig met 'n oop hand, gee weg. Hulle is altyd gewillig om te help. As jy op hulle knop druk, sê hulle ja. Hulle is betrokke in bedieninge. Hulle is nie perfek nie, nee, maar hulle is gelukkig. Hulle is vervuld, hulle is vergenoegd. En dan kyk jy partykeer na mense en jy wonder, hoe kry hulle dit reg? Want jy probeer jou huwelik al vir jare net aan die gang hou. Jy sukkel finansiëel om kop bo water te hou. Jy het hierdie diep ongelukkigheid binne in jou. Jy sukkel, jy's moeg. Jy voel net altyd moeg. Jy voel soms, jy's leeg. Daar's niks om te gee nie. So jy kan nie in hierdie betekenisvolle verhoudings leef, in bedieninge betrokke raak nie, want jy het niks om te gee nie, dis hoe dit vir jou voel. Daar's niks in jou oor nie. Hartseer ding is, vandag, die begin van 2025, soos wat ons hier sit, is daar baie mense in hierdie gebroke wêreld van ons, wat die nuwe jaar begin van hierdie plek af. Van hierdie plek van emosionele pyn en leeg. Wat dink julle is die verskil tussen mense wat vervuld leef? Mense wat ongelukkig is, sukkel? Ek weet nie wat die verskil is nie, maar ek weet wel wat nie die verskil is nie. Ek weet nie of dit nou sin gemaak het nie. Wat ek wel weet is, ons dink baie keer, ons weet wat die verskil maak in mense se lewens. Maar kom ons dink 'n bietjie daaroor. Ons dink dis looks, of geld, of daai ou is slimmer as ek, dis hoekom hy gelukkiger is. Of ons dink selfs, daai ou het meer talente, dis hoekom hy gelukkiger is as ek. Maar kyk ons na Hollywood. Lees net die media. Ek het net gister weer gelees. Hulle het al die geld in die wêreld. Hulle het al die talente. Hulle het intelligensie. En wat gebeur? Hulle lewens val uit mekaar uit. Hulle het alles, maar al daai goeders maak dit nog steeds nie dat hulle in verhouding kan leef nie. Hulle skei teen die spoed van wit lig. Hulle leef ver verwyderd van hulle families, vervreem van hulle eie kinders. Hulle ly aan depressie. Hulle pleeg selfmoord. En al die talent en al die geld en al die aantreklikheid in die wêreld kan hulle nie daarvan vrywaar nie. Hulle het alles, maar hulle het eintlik niks. So as hierdie dinge nie die goed is, wat ons vervul nie, wat ons baie keer dink dit is, wat is dit dan? Wat is dit wat vervulde mense het, wat onvervulde mense nie het nie? Nou ek dink daar's 'n paar dinge. Maar vandag wil ek net by een ding stil staan. En ek wil net oor een ding gesels vandag. En die ding wat ek agterkom is dat mense wat vervulde
lewens leef, wat gelukkige lewens leef, is mense wat geleer het om beter keuses te maak in die lewe. Die kwaliteit van jou keuses bepaal die kwaliteit van jou lewe. Het julle al agtergekom, oomblik wat jy 'n keuse maak, dan begin daai keuse jou vorm. Want dit raak deel van jou lewe. Dit vorm jou vir die mens wie jy is. Ek het altyd toe my kinders klein was, het ek vir hulle gesê, onthou as jy jok, het jy die potensiaal om tronk toe te gaan. Ek weet, dis extreem parenting. Maar kom ons dink gou 'n oomblik daaroor. As jy 'n klein vinnige jokkie jok, en jy kom weg daarmee, is dit maklik om weer te jok, beter te raak met jok, groter te jok. En voor jy jou oë uitvee, begin jy om skelm goed te doen in jou lewe. En dan moet jy baie goed jok, om al hierdie skelm dinge wat jy doen in jou lewe te kan wegsteek van die wêreld af. Een verkeerde keuse, hoe klein ook al, kan die rigting van ons lewe swaai, waar ons kan eindig in pyn en ongeluk. Die probleem is dat meeste van ons as mense weet nie regtig hoe om die goeie en die beter keuses in die lewe te maak nie. Nou ek gaan vandag nie die inleiding doen. Maar volgende week gaan ons dieper kyk na hierdie onderwerp van beter keuses, wat ons gaan help om 'n beter lewe te doen. Wat ek vandag met julle wil deel, is die begin. En as ons hierdie een klein dingetjie onder die knie kan kry, dan kan 2025 'n jaar wees wat ons kan sê, hier kom ons 2025. Hierdie gaan 'n beter jaar wees. Maar vir eers wil ek net 3 redes vir julle noem, hoekom ons sukkel om goeie keuses te neem in die lewe. Die eerste rede is, ons raak oorweldig. Ons leef in 'n wêreld waar ons oorweldig is met keuses. Daar is studies wat wys dat ons elke een plus minus 35.000 keuses per dag neem. Weet julle hoe baie is dit? 35.000 keuses per dag. Daar is selfs wetenskaplike terme nou vir dit. Dit word genoem besluitmoegheid. Jy kan dit gaan Google, dis 'n term. Gaan lees daaroor. Ons word oorweldig met al hierdie keuses in ons lewe, en omdat ons hierdie volumes keuses in ons lewe het, begin die kwaliteit van ons keuses afneem. Ek begin in die oggende aan met my keuses. Gaan ek snoes druk? Gaan ek opstaan? Gaan ek inlê? News24 lees? Gaan ek opstaan en stilte tyd hou? As ek opstaan, wat gaan ek aantrek? Wat gaan ek eet? Alles mikrokeuses wat ek maak, nog voordat ek by die werk gekom het, waar ek moeilike en intelligente, belangrike keuses moet maak. En dan wonder ons hoekom ons partykeer by die huis kom. Ons het heeldag lank het ons hierdie intense, belangrike, moeilike keuses gemaak, en dan stap ons by die huis in, en ons begin binge eat. Ons begin om onsself oor te gee aan die verkeerde keuse. Sien, want ons spiere, ons besluitspiere is oorwerk, is oormoeg. En op 'n stadium gee dit net in, en kan ek nie meer goeie besluite neem nie. Of iets anders wat ons doen, ons is heeldag by die werk, ons is geduldig met daai moeilike kliënte, en dan kom ek vanaand by die huis en ek val neer op die bank. En my familie het nodig dat ek net bietjie daar is vir hulle. My kinders het van my tyd en my energie nodig om hulle te help om deur keuses te praat van hulle lewe. En al wat ek vir hulle oor het is ongeduld. Want ek het gekies om al my geduld by die werk te gebruik. 'n Ander ding wat gebeur is, as ons keuses maak uit hierdie plek uit van besluitmoegheid, is ons maak keuses oor ons finansies, wyse besluite. Ons spaar getrou, ons finansiëel is ons gesond, ons
Ons doen al die regte dinge en dan eendag, net skielik eendag, dan koop ek 'n boot. Ek het nie eens 'n boot nodig nie. Maar ek koop 'n boot. Want ek maak hierdie groot impulsiewe besluit skielik wat my jare finansiëel terugsit omdat ek te moeg is om ordentlik te kan dink daaroor, te kan besluit. Die volume van ons keuses maak dat ons oorweldig voel en nie kan kies wat is die belangrikste goed om oor te kies nie. En dan neem die kwaliteit van ons keuses af en ons neem dom besluite. Die tweede ding hoekom ek dink ons sukkel om besluite en keuses te maak in die lewe ons is bang ons maak die verkeerde keuse. En nou hier wil ek iets diep met julle deel. Wil julle moet mooi luister, leun in. Hier is 'n nugget. As jy nie keuses maak of kies in die lewe nie, kies die lewe vir jou. Kom ons dink gou daaroor. As ek nie 'n keuse maak vir myself in die lewe nie, dan kies die lewe vir my. Hoeveel keer het jy al gewonder, hoe het ek hier beland? Hoe het ek hier gekom? En ek weet jou, as jy sou omdraai en terugloop op jou spore, gaan jy iewers opeindig in die lewe waar jy gaan besef, ek het iewers nie vir myself 'n keuse gemaak nie. Ek het toegelaat dat die stroom my meesleer en dat keuses vir my gemaak is. Ek dink ook dat mense wat sukkel om keuses te maak, is mense wat nogals goed kan overanalyse. Hulle verval in hierdie ding dat ek is so bang ek maak die verkeerde keuse, dat hulle goed overthink. Hulle ooranalyseer dit. En wat gebeur is, hoe meer ek dink daaroor om die regte keuse te maak, hoe meer is ek deurmekaar en hoe meer raak ek paniekerig. En hoe meer ek paniekerig raak, hoe meer bang raak ek en dan, by ouend is ek verlam. En kan ek nie kies wat ek moet kies nie. En verlam is presies dit wat dit sê. Jy sit vas op 'n plek in jou lewe en jy kan nie beweeg nie. En jy kyk hoe mense verby jou leef en aangaan met hulle lewens en jy het die hele tyd hierdie gevoel van, maar ek bly agter. Ons ouerskapstyl. Wat doen ons? Ons laat toe dat ons kinders met social media groot word. Ons laat toe dat social media ons lewens vir ons kies, want ek en jy kan nie kies nie. So wat doen sosiale media? Hy sê vir jou wat jy moet dink, wat jy moet voel, hoe jy moet lyk, wat jy moet aantrek, maar die norm is daar buite. En baie van ons laat ons ouerskapstyl oor aan dit. So, net om van my kind ontslae te raak, want ek is emosioneel nie nou op 'n plek waar ek met hom kan gesels nie, want ek is besluit moeg, druk ek 'n device in sy hand, en ek laat toe dat sosiale media ons kinders groot maak. En dan staan ons hier as groot mense en ons sê, die kinders is ook net nie wat hulle was nie. In my dae, 20 jaar terug, jy is heeltemal reg, hulle is nie. Want ons laat toe dat sosiale media ons kinders groot maak. Ons gee vir hulle nie die voorreg van sosiale media nie. Ons gee vir hulle die alles. Die ander deel van sukkel om keuses te maak, is presies soos die spreekwoord sê, van uitstel kom afstel. En van afstel raak jy die persoon wat mense begin vermy. Want hoekom? Jy is nie betroubaar nie. Jy is soos die wind in die weer, jy kan nie keuses maak nie, jy kan nie kies nie. So jy kan nie stabiel en konsekwent deurkom vir mense nie. En hulle begin jou vermy. En jy begin hierdie eensame lewe leef, omdat jy sukkel om keuses te maak. Geen keuse, of eerder sal ek sê, te bang om keuses te maak wat verkeerd is lynreg en indirek teen persoonlike en geestelike groei in jou lewe. Jy kan nie persoonlik groei nie, jy kan nie persoonlik ontwikkel, jy kan nie geestelik groei
as jy nie op 'n plek kom waar jy bereid is om beter keuses vir jouself te maak nie. Derde rede, hoekom ek dink ons sukkel om keuses te maak is, ons laat emosies ons logiese denke oorheers. Het hierdie al met jou gebeur? Vrydag aand lê jy op die bed, jy is besig om Netflix te kyk, en jy moet nou kies wat gaan jy vanaand kyk. En nou begin jy browse, scroll, en browse. En 'n uur later is jy moeg, want jy kan nie kies wat jy wil kyk nie. En dan, wat doen jy? Jy kyk Friends vir die 2000ste keer. Hoe is dit dat ons ure kan spandeer aan onbenullige goed en nie kan keuses maak daaroor nie? En dan kan ons in 'n emosionele oomblik oorhaastig, impulsief besluit dat ons gaan trou. OK, ons brein is verlief op daai stadium. So emosies override alles wat ons dink op daai stadium. Ons kan nie logies dink nie. Dit wat ons besluit uit hierdie gevoel van besluitmoegheid, is die ding wat dan die energie van jou gaan vat op daai stadium. So as jy die verkeerde keuse maak, impulsief, jou emosies toelaat om jou keuse te override, dan is dit die ding wat jy gaan mee sit vir die res van jou lewe. Oorhaastig troud, 20 jaar later ongelukkig getroud. En impulsiewe emosionele keuses maak dat ons terugkyk en dat ons spyt is daaroor. Want dit raak eintlik meer 'n reaksie as wat dit 'n keuse was. As julle weet hoeveel mense in my kantoor sit en hierdie woorde vir my sê. Die dag toe ek in die gangetjie afgestap het, het ek geweet ek maak die fout van my lewe. Hulle het nie 'n beter keuse gemaak op daardie stadium nie. Emosies is vlietend. Dit gaan verby. En ons moet leer om nie uit besluitmoegheid uit keuses te maak nie, maar uit 'n goeie plek uit beter keuses te maak. So wat as ek nou vandag vir julle sê, dat daar is hierdie manier hoe jy vooraf kan besluit hoe om beter keuses te maak? Wat as ek vir jou sê dat daar's hierdie manier wat jy vooraf kan besluit, nie net vir wat jy nou moet kies nie, maar wat 'n impak gaan hê op jou toekoms en die res van jou lewe. Jy kan nou al besluit wat jy oor 20 jaar gaan besluit, as jy voor 'n keuse staan. Die Bybel leer ons dat God het van ons gevra om sy volgers te wees, Jesus volgers te wees, en om sy wil te doen. Dis vooraf ons besluit, ons weet wat ons moet doen. Ons moet net daar volgens kies. God die Vader het gekies en vooraf beplan dat Jesus sou sterf vir my en vir jou sonde. En elke aksie en keuse wat hy daarna gedoen het, het gemaak dat dit oploop na hierdie perfekte plan toe, wat volbring is. So kom ons lees wat sê Spreuke vir ons. Spreuke 16 vers 3 sê, ken die Here in alles wat jy wil doen, dan sal hy jou help om dit uit te voer. Nou ek weet nie of julle al probeer het om die Bybel te lees in 'n jaar nie, ek het dit al gedoen. Dit is harde werk. Dis baie leeswerk. Op 'n stadium voel jy, is jy seker jy wil nog hiermee aangaan. So die Bybel is hierdie ongelooflike boek wat vol inligting is. En dan iewers lê hierdie one-liner. Hierdie eenvoudige versie wat ek wil hê ons moet saam met ons in 2025 invat. Hierdie is die eenvoudige skrifgedeelte. Maar die impak van hierdie skrifgedeelte is dat dit kan van vandag af jou lewe swaai in die rigting van onvervuld na vervuld. In die rigting van ongelukkig en leeg na vol en gelukkig. Een skrifgedeelte. Hy sê, ken die Here in alles wat jy doen. Wat beteken dit om iemand te ken? Om iemand te ken is om iemand te vertel. Met iemand te gesels oor jou dag. So ek en Eugene, as ek 'n plantjie in my tuin wil plant, dan praat ek met hom daaroor. Eers ek wil daar 'n plantjie sit en dit gaan so lyk en dit gaan soveel kos. So ons praat daaroor, ons beplan, ons het
Hoe, waar, strategie, en dan plant ons die plantjie. En dis presies wat die Here vir ons sê om te doen. Hy sê, kom gesels met my. Kom sê vir my, wat is die plan? Wat is die strategie wat jy het met hierdie keuse wat jy wil maak? Hoe wil jy dit doen? Gesels met my daaroor. Ek en Eugene het baie jare terug, het ons plantjies in ons tuin geplant. Vandag is hulle groot bome. Ons sit in die koelte, ons bome is mooi, dit lyk mooi in ons tuin. Dit wat ons baie jare terug besluit het, is vandag 'n goeie keuse. Want ons pluk die vrugte van daardie besluit. Jy gaan dalk begin uitgaan met iemand. Ken jy die Here in daai persoon? En daai uitgaan? Want sien, oor 20 jaar gaan daai persoon die persoon wees wat jou gaan terughou, of is dit die persoon wat saam met jou gaan groei? Ken jy die Here in jou huwelik? Praat jy met die Here oor jou eggenoot en jou huwelik? Vra jy die Here om jou te help om beter keuses te maak, sodat jy ter wille van jou huwelik kan kies? En nie heeltyd jou wil op jou geliefde wil afdwing nie. Ken jy die Here in jou ouerskapstyl? Bid jy vir jou kinders? Bid jy dat hulle die Here sal ken in die keuses wat hulle moet maak in hulle lewe? Ek het die voorreg gehad om 2 amazing ouers te hê wat ons geleer bid het. My ouers het, vandat ek kan onthou, vir ons as kinders opgedra aan die Here, vir ons gebid, en gebid dat die Here ons sal help om hom te ken in alles wat ons doen. Hulle het 4 kinders gehad. Vandag kan ek vir julle sê dat al 4 daai kinders bid vir hulle kinders. Al 4 daai kinders bid dat die Here hulle kinders sal help om die regte keuses te maak. Dat hulle ook die Here sal deel maak van hulle lewe en hulle keuses. Dat hulle hom sal ken in alles wat hulle doen. Hoekom? Omdat een getroue koppel 54 jaar terug besluit het dis wat hulle wil doen. En ons nou in generasies nog steeds daai voorbeeld kan volg. Hy sê, ken die Here in alles wat jy doen. En dan hoor wat sê hy dan. Dan sê hy sal jou help om dit uit te voer. So hier is die deal. Die deel wat ek moet doen, is om 'n beter keuse te maak. Die deel wat ek moet doen, is om met die Here te gesels oor my keuses. En dan kom die Here en hy commit. Hy sê, die oomblik wat jy die beter keuse maak, gaan ek jou help om dit uit te voer. Jy is nie alleen nie. Wanneer ek en jy vooraf besluit, hoe ons gaan optree later in ons lewe, sê die Here, hy sal ons help om dit uit te voer. Wat 'n amazing ding om 2025 mee te begin. Om 2025 in te spring en te sê, Here, hierdie jaar gaan ek saam met U beter keuses maak, sodat ek 'n beter lewe kan hê. Maar wat is die keuse wat jy gaan moet maak? Wat is die vraag wat jy dalk vir jouself gaan moet vra? Jou vraag gaan dalk wees, moet ek wegkyk? Jou vraag gaan dalk wees, moet ek dit koop? Jou vraag gaan dalk wees, moet ek omdraai en wegloop van dit af, van hierdie situasie af? Ek weet nie wat daai vraag is nie, maar ek weet dat elke een van ons se keuse gaan anders lyk. Want is uniek en individueel. Almal van ons het daai een ding waarvoor ons gereeld staan, wat ons beter moet kies. En ons het die voorreg dat ons kan Jesus innooi. Ons kan met hom gesels oor hierdie proses. En ons kan hom vra dat terwyl ons met hom gesels, hy woorde in ons harte sal vasmaak en dit sal bære. Sodat wanneer ons daar kom om die keuse te maak, daardie woorde reeds in ons harte is, en dit makliker is vir ons om dit uit te voer. Wanneer ek dalk die persoon is wat sukkel met impulsiewe aankope, en dan loop ek in die winkel in en ek sien alles om my is op 10% afslag. En ek sê vir myself, hierdie moet die wil van die Here wees, want alles is op special. Daar's nie een ding wat nie op special is nie. Dan sê ek vir myself, onthou jy het met die Here gepraat.
En jy en die Here het saam besluit, dat as jy voor hierdie keuse staan, dan gaan jy jouself time-out gee. Jy gaan 3 dae vat, as 'n afkoelperiode, voordat jy die aankope gaan maak. Of, is jy dalk iemand wat gou bekommerd raak en angstig raak en die babiaan agter die berg gaan haal? Die oomblik wat jy voel, nou raak ek bekommerd, dan gaan jy na die plek toe en jy sê, self, ek en jy het mos met die Here hieroor gepraat. En saam met ek en jy en die Here besluit, dat die beter keuse gaan wees, dat dit wat hy in my hart gebær het, daai woorde wat hier binne my hart is, dat hy sal my nie alleen los nie. Ek hoef nie bang te wees nie, want hy is by my. Hy sal my help my laste dra. So Here, ek kom en ek vra dat U my sal help, dat ek dit sal kan uitvoer, om nie bekommerd te wees in hierdie oomblik nie. Is jy dalk iemand wat kort van die meer is? En dan jaag iemand so voor jou in die verkeer? En dan moet jy vir jouself sê, self, ek en die Here het hieroor gepraat. En vandag gaan ek bid dat hierdie persoon hemel toe sal gaan en nie hel toe soos ek laas vir hom sou gesê het nie. Ons kan vooraf besluit, ons later gaan optree. Hier is 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. Ek dink aan die storie van Abraham. God stuur hom om sy seun Isak te gaan offer. Ons almal dink, trauma. Terrible, hoe kan iemand vir iemand anders vra om sy seun te offer? Hier is Abraham se reaksie. Abraham het lankal al, voor die tyd besluit, dat sy God is betroubaar en hy kan hom vertrou. So lank gelede het hy al besluit, dat maak nie saak wat God van hom gaan vra nie, hy sal gehoorsaam wees, want hy wil hê sy keuses moet God eer. Selfde gebeur met Rut. Rut het vooraf besluit, dat sy gaan Naomi volg. Sy sê die woorde, sy sê, waar jy gaan, gaan ek gaan. Jou God is nou my God. Ons dink aan Daniël. Daniël het vooraf besluit, dat hy homself nie gaan oorgee aan die royale, ongesonde, koninklike kos, wat daar is in die paleis waar hy opgeëindig het nie. Daniël het nie gewag tot hy in die eetkamer instap en versoek word met al hierdie kos voor hom. Nee, hy het al in sy kamer begin bid. Hy het al in sy kamer begin bid en voor die tyd homself voorgeneem, dat hy vir God gaan vra om te help, om dit uit te voer, dat as hy daar instap, hy nie sal ingee in 'n oomblik van swakheid nie. So kom ek vra jou vanoggend, dis wat ons nou hierdie nuwe jaar, 2025 ingaan, en jy die geleentheid sou hê, om nou 'n beter keuse te maak? Wat dink jy is die een ding, net een ding, wat jy beter sal wil kies vir 2025? En ek gaan ons nou 'n geleentheid gee om daaroor te dink. En ek gaan julle begelei en ek gaan vra dat, as jy gemaklik voel daarmee, dat jy jou hande net op jou skoot sal sit so, dat dit na boontoe wys, jou oë wil toemaak, as jy welkom. En eerstens wat ek jou wil vra is, wat is die ding wat jy dalk moet laat gaan? Wat is die manier wat jy in die verlede gekies het, wat jy vandag besef jy vir die Here moet teruggee? Of oorgee? Is jy daai persoon wat oorweldig word deur te veel keuses in die lewe? Is jy daai persoon wat so oorweldig raak dat jy permanent in 'n plek is van besluitmoegheid? En uit daai plek uit dom besluite maak? Is jy dalk die een wat vandag moet opgee dat jy bang is om keuses te maak? Want jy is bang jy kies verkeerd. Is jy dalk vandag die een wat sê, ek is daai emosionele, impulsiewe keusemaker. Ek maak vinnig dom besluite. Ek wil vra, daar waar jy sit, begin met God gesels. Ken hom. Ken hom nou in dit wat jy vir hom wil gee. Dan gaan jy 'n oomblik gee om net met hom te gesels. En soos wat jy dit vir hom gee, jy met hom gesels,
bid ek dat God in hierdie oomblik ook in jou hart sal vasmaak. Maar die een keuse wat jy moet maak. Nou wil ek jou nooi. Ek wil jou nooi om hom te vra. Maar ek wil jou ook nooi om hom te vertrou. Want sien, ek en jy kan 'n beter keuse maak. Maar as ons hom nie gaan begin vertrou om ons te help om dit uit te voer nie, gaan ons bly waar ons is. En gaan ons in die begin van 2026 staan en sê die lewe het ons op plekke gevat. Ek wil jou nooi dat jy hom sal vra dat daardie een goeie keuse wat jy nou moet maak, dat hy jou sal help dat dit in jou hart sal vasmaak. Dat jy oor en oor en oor, soos wat jy staan voor hierdie keuse, want glo my, hierdie keuse gaan weer jou pad verbykom. Dat jy oor en oor en oor hom sal vertrou. Dat omdat dit die regte keuse is, hy jou sal help om dit uit te voer. Ek wil julle weer los met Spreuke wat sê, ken God in alles, selfs met hom. Laat hom toe. Laat hom toe om jou te help om dit uit te voer. Jy hoef dit nie op jou eie te doen. Die orkes gaan ons nou lei in 'n bedieningslied en ek wil hê julle moet net so bly sit. En ek wil bid dat die woorde wat hulle sing en die woorde wat op die skerm kom, dat julle sal toelaat dat dalk is daar iets in hierdie lied wat God vandag in jou hart wil bære, wat jy gaan nodig hê vir 2025. Amen.
die liefde van ons Vader ervaar in elke oomblik en elke besluit. Mag ons sy seun volg en sy voorbeeld en mag ons die leiding van die Heilige Gees elke oomblik ervaar. Amen. As jy gebed nodig het vandag, wil ek jou nooi om net te sit. Hier's mense wat graag saam met jou sal wil bid.